hier by ons is of kan wees nie. Maak hulle rustig, Here. Gee ons elke geleentheid om U te dien. Wees met Andries en Hanlie, Here, ook in 'n tyd van bietjie kan afskakel, dat U hulle ook so vir ons sal seën in die werk wat hulle doen. So vra ons dat die woord wat ons nou sal bring, dat U ons met wysheid sal seën, om te hoor hoe U wil hê ons moet leef. So bring ons aan U die lof en die eer en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Die woord van die Here kom uit 1 Konings 19. 1 Konings 19 vanaf vers 1 tot vers 18. En dit gaan oor Elia in die grot. Agab het vir Isebel vertel wat Elia alles gedoen het. Ook dat hy al die profete om die lewe gebring het. Toe het Isebel 'n boodskapper na Elia toe gestuur om vir hom te sê: "Mag die gode my om die lewe bring, as ek nie môre teen hierdie tyd met jou gemaak het soos jy met die profete nie." Elia het bang geword en ter wille van sy lewe het hy gevlug. Toe hy by Berseba in Juda kom met sy slaaf, het hy sy slaaf daar agtergelaat. Hy self het egter 'n dagreis ver in die woestyn ingegaan. Daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Hy het gesê: "Nou is dit genoeg, Here. Neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie." Toe gaan hy lê en hy daar onder die besembos aan die slaap geraak. Toe hy hom weer kry, skud 'n engel aan hom en sê: "Word wakker, eet." Toe hy opkyk, sien hy by sy kop roosterkoek wat op warm klippe gebak is en 'n kruik water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Die engel het 'n tweede keer na hom toe gekom, hom geskud en gesê: "Word wakker, eet, anders sal die pad vir jou te lank word." Toe staan hy op en hy eet, en deur die krag van die kos kon hy 40 dae en 40 nagte lank loop, tot by Horeb, die berg van God. Hy het in 'n grot ingegaan en die nag daar deurgebring. Toe die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê: "Wat maak jy hier, Elia?" Hy antwoord toe: "Ek het my met hart en siel gewy aan die saak, Here, U almagtige God. Die Israeliete het die verbond met U verbreek, hulle het U altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgebly, en hulle soek my om die lewe te bring." Maar die Here sê vir hom: "Kom uit en gaan staan op die berg voor my. Die Here, ek wil verbygaan." Skielik was daar 'n baie sterk wind wat die berg stukkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur, maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met 'n mantel bedek en by die bek van die grot gaan staan. Toe hoor hy 'n stem wat vir hom sê: "Wat maak jy hier, Elia?" Hy het geantwoord: "Ek het my met hart en siel aan U gewy, aan die saak, Here almagtige God. Die Israeliete het die verbond met U verbreek. Hulle het U altare afgebreek en profete doodgemaak. Net ek het oorgebly, en hulle soek my om my ook om die lewe te bring." Maar die Here sê vir hom: "Draai in jou spore om na die Damaskuswoestyn toe, en as jy daar aangekom het, moet jy vir Hazael salf tot koning van Aram. Jy moet ook vir Jehu, seun van Nimsi, salf tot koning van Israel, en vir Elia, seun van Safat uit Abel Megola, moet jy salf tot profeet om jou op te volg. Dan sal dit so wees, wie Hazael se swaard vryspring, Jehu sal hom doodmaak. Wie Jehu se swaard vryspring, Elia sal hom doodmaak. Maar ek sal in Israel die 7000 laat oorbly, wat die Baalbeeld nie aanbid het nie." Tot sover die woord van die Here. Broers en susters, kinders, dit is pragtig dat die Bybel nie bloot 'n
ensiklopedie is met bloot 'n klomp feite nie, maar dat daar 'n hele klomp biografieë is. Die Here se woord is nie bloot 'n klomp toesprake of blote lesse nie, maar geskiedenis, openbaringsgeskiedenis. Dit vertel vir ons hoe die Here homself in en deur die geskiedenis geopenbaar het. En dan meer spesifiek, hoe die Here homself aan die mens openbaar. Op die einde van die dag red die Here ons immers deur 'n waterdige nie deur 'n waterdigte argumente te stuur nie, maar deur 'n waterdigte persoon te stuur. Die Vader stuur nie abstrakte feite nie. Hy stuur sy seun om mens te word. As ons in Johannes 1 lees in die begin van die woord, was die woord, dan was dit nie 'n baie vreemde, kontroversiële feit en stelling nie. Want Griekse filosofe het al vir jare gesê, daar moet 'n rede en betekenis vir die lewe wees. 'n Logiese redenasie bestaan mos vir alles. En hulle het dit dan logos genoem. So om te sê, in die begin was die logos, hulle sou heeltemal daarmee saamgestem het. Dit was ook nie iets niets om te sê dat die logos God is nie. Dit het hulle ook geweet. Maar om te sê dat logos mens geword het en onder ons kom woon het, dat ons sy heerlikheid gesien het, dit was totaal anders. Nou is die rede en betekenis 'n persoon. Die oorsprong is 'n persoon. Waarheid is 'n persoon. Reg deur die Bybel gee die Here nie net 'n spul abstrakte feite, waarhede en wette nie. Hy gee vir ons verhale van mense van vlees en bloed, net soos ons. Vandag Daniëlia en geliefdes, 'n skitterende stuk geskiedenis van iemand wat net so mens was soos ek en jy. So kom ons doen wat ons laas ook gedoen het. Ons kyk na die agtergrond, dan trek ons die lyne deur na vandag toe en kyk wat leer ons aan hierdie wêreld van onsself en van God. Goed, die geskiedenis is soos volg, maar daarvoor moet 'n mens 'n hoofstuk teruggaan. In hoofstuk 18 het ons 'n wonderbaarlike, bo-natuurlike gebeurtenis gesien. Dis soos 'n goeie fliek. Vir eeue het Israel gesukkel met afgoderry. Sien, Israel was geroep om te glo in een God. En al die ander nasies rondom Israel, hulle het godsdienste gehad wat heidens was. Met heidens bedoel ons nie 'n tipe godsdiens nie. Ons bedoel dat hulle wêreldbeeld was heidens. Die Bybelse wêreldbeeld wat ons het, is dat daar een God is. Hy is almagtig. Alle gesag lê by hom. En daarom is daar een waarheid by hom. 'n Heidense wêreldbeeld of paganisme sê daar's baie gode, baie plekke waar daar krag en gesag is. En daarom baie waarhede. Uiteraard staan Christendom en paganisme in lynreg teenoor mekaar. Deur die jare het Israel dan deur siklusse gegaan. Elke nou en dan het hulle in afgoderry verval. En daarom was die heidense wêreldbeeld vir hulle nie iets snaaks nie. Dit was algemeen in Israel. En dan is daar weer herlewing, deur 'n koning of 'n rigter of 'n priester of 'n profeet. En dan draai die mense weer terug na God toe. Iets vreemds het gebeur toe Agab, wat op daai stadium koning was van Israel, met Isebel getrou het. Isebel was 'n prinses, 'n dogter van Sidon, en 'n baie toegewyde Baal-aanbidder. Isebel het iets gekry wat nie baie in Israel gebeur het nie. Sy het die Baal-godsdiens, die nasionale godsdiens van Israel gemaak. Sy het honderde profete vir Israel en vir Baal aangestel. Deur staatshulp het Baal-aanbidding die norm geword. Hulle was dus 'n gevestigde godsdiens. Hulle het aanbiddingsplekke gehad, stelsels in plek. Daar was selfs 'n drukkery in die teologiese skool. Daarby was Isebel wreed ook, en sy het nie geskroom om iemand wat teen Baal is dood te maak nie. In haar tyd was Israel in 'n absolute donker tyd, veral geestelik. Die Here stuur toe vir Elia om 'n droogte aan te kondig. Met die doel om Israel wakker te skud, hou die Here die reën terug. Dit het natuurlik 'n geweldige hongersnood tot gevolg gehad.
die ekonomie val, en tydens die hoogtepunt van hierdie noodtoestand, stuur die Here dan vir Elia na Agab toe. En dis nou hier waar die dinge begin warm word. Elia daag Agab uit om al die profete van Baal te laat bymekaar kom op Karmelberg. Hy daag hulle uit tot 'n geestelike boksgeveg as ware. Daar moet 'n altaar, daar moet 'n offer wees, albei moet bid, en die een wie se gebed God verhoor, hy sal dan God wees. Agab reken dis nou 'n goeie plan. Sien, Baal was 'n vrugbaarheidsgod, en reën was een van sy verantwoordelikhede. In die een hoek dan het ons op die berg Karmel 450 profete van Baal. In die ander hoek Elia, net Elia. Duisende Israeliete het kom kyk. Elia sê, nou ja, kom ons begin. En die profete van Baal bou 'n altaar, hulle slag die bul, hulle begin bid. Hulle bid nie net nie, hulle dans ook. Hulle sny hulle self om hulle toewyding aan Baal te wys. Vir ure lank doen hulle dit en niks gebeur nie. Die Bybel sê, hierso rondom die middag het hulle begin paniekerig raak. In 1 Konings 18 vers 6 en 27 sê, o Baal, gee ons antwoord. Maar daar was geen stem en geen antwoord nie. En hulle het rondgespring by die altaar wat hulle gemaak het. En toe dit middag was, het Elia hulle gespot en gesê, roep hard, hy is mos 'n God. Miskien is hy besig om te pyns of het hy hom afgesonder. Dalk is hy op reis. Miskien slaap hy en hy moet wakker word. Die Bybelvertalers het dit sagtens gestel. Hy het hom afgesonder. In Hebreëus staan daar letterlik dat Baal dalk 'n bietjie op die toilet is. Wat ons moet raak sien is, hoe opgewonde Elia hier raak. En dan roep die priesters nog harder en hulle kerf hulle self, en so het hulle aangegaan tot die aand toe. Maar niks het gebeur nie. Toe staan Elia op, hy het hulle die hele dag gegee, en nou is dit sy beurt. Hy bou 'n nuwe altaar met 12 klippe, een van elke stam. Hy grawe 'n sloot rondom die altaar. Daarna sit hy die bul op. Toe moes alles nat gegooi word, totdat die slote vol water is. Die volk moet sien, hier is nie sommer net 'n kulkunsie wat gaan gebeur nie. En dan bid Elia, Here, God van Abraham, Isak en Israel, laat dit tog vandag bekend word, dat U God is in Israel, en dat ek die dienaar is wat op U bevel al hierdie dinge doen. Antwoord my, Here, antwoord my tog, dat hierdie volk kan besef, dat U, Here, U God is, en dat dit U is wat hulle harte weer tot bekering kan bring. Een gebed, miskien 30 sekondes, dan verteer die hele altaar die vuur. Die vuur verteer die altaar, die hout, die stene, die water in die sloot en al. Dan val die mense op hulle gesigte en hulle skree, die Here, hy is God, die Here, hy is God. En dan sê Elia, gryp die profete van Baal. En die mense het hulle almal doodgemaak. Daarna sien Elia en sy diensknegt 'n wolkie wat oor die see kom. En Elia gaan na Agab toe. Agab het gery na Jesreel, sy hoofstad. Die mag van die Here het vir Elia in besit geneem, en hy het sy mantel opgebind en voor Agab se wa uitgehardloop, tot waar die pad uitdraai na Jesreel toe. En dis dan waar hoofstuk 18 ophou. Wat sal ons dink? Wat is ons logiese reaksie op hierdie gebeurtenis? Sekerlik een van twee dinge. Of Agab en Jezebel hou 'n perskonferensie waarin hulle verklaar, die Here, hy is God, of die mense sal in opstand kom teen Agab en Jezebel, hulle ontroon en die ware God sal dan weer aanbid word. Elia kom egter nie eers by die hoofstad uit nie, want in 1 Konings 19 sê Jezebel vir hom wat stuur vir hom 'n boodskap, mag die gode my om die lewe bring, as ek nie môre teen hierdie tyd met jou gemaak het soos jy met die profete nie. Elia se evangelisasieprogram het duidelik in die hek geduik. Daar gaan sit hy toe onder 'n besembos en hy wens hy gaan dood. Agab en Jezebel het nog 'n hele klompie jare geregeer. Hy gaan lê onder die besembos en hy wens dat hy dood sou gaan.
Nou is dit genoeg, Here. Neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Toe gaan hy lê, en daar het hy onder die besembos aan die slaap geraak. Hoekom het Elia dan sy slaaf agtergelaat? Want Elia het gereken, hy het nie meer hulp nodig nie. Hy bedank as profeet. Hy bedank nie net nie, hy is gebroken. Neem my lewe, Here. Hierdie is een van daai plekke waar die Bybel so skitterend eerlik is. Want kyk wat gebeur. In 1 Konings 18 vers 46 staan daar dat die mag van die Here Elia in besit geneem het en hy het gehardloop. In 1 Konings 19 vers 4 sê Elia, nou is dit genoeg, Here, neem my lewe. 4 verse uit mekaar. Elia het hierdie oorwinning oor die Baal profete behaal. Dis iets wat nooit weer in die Bybel gebeur nie. Trouwens, 4 verse verder lê hy onder 'n besembos en hy wens hy sterf. Dit leer ons so baie oor die mens. Trouwens, van die ander Bybelfigure het presies dieselfde gedoen. Moses in Numeri 11, Jona en Jona 4. Is asof hierdie onvolwasse kinders van die Here is. Trouwens, Moses was 'n baie suksesvolle leier. Jona het gepreek en die hele stad het tot bekering gekom. Die Bybel vertel ons dus dat van die sterkste gelowiges wat sukses in hulle bediening gehad het, hulle kan ook onder 'n besembos gaan lê. Sien jy, die Bybel is 'n wonderlike boek van integriteit. Daar's 'n realiteit in die Bybel, 'n realiteit van Christendom. Goed wat gebeur van hier af. Die eerste ding wat verder in die verhaal van Elia gebeur is dat hy aan die slaap raak. En dan kom 'n engel, maak hom wakker en sê hy moet eet. Daarna gaan slaap hy weer. Engel maak hom weer wakker en sê eet. En daarna het hy in die woestyn ingegaan tot by Horeb, waar hy by 'n grot ingegaan en die nag daar deurgebring het. En wat doen die Here? Voordat ons die lyne begin trek, kom ons kyk na 3 dinge wat die Here doen. Die eerste ding wat die Here met Elia onder die doringbos doen, is niks. Die Here gee hom nie 'n preek nie, hy gee nie vir Elia raad nie, hy stuur 'n engel om vir Elia kos te gee. Dis mos pragtig. Roosterkoek en water. Nadat die engel die tweede keer Elia wakker gemaak het, kry hy dit weer. Nie terapie nie, nie 'n oproep tot bekering nie, net kos. Die tweede ding wat die Here doen is dat hy Elia by die berg ontmoet. Horeb is in die Sinai woestyn. Daar ervaar Elia die teenwoordigheid van die Here op 'n besondere manier. Eers is daar 'n sterk wind, erger as wat 'n mens ervaar in die Kaap. Dit druk rotse los, daar's dan 'n aardbewing, dan 'n vuur. Ons lees gewoonlik van wind, aardbewing en vuur as daar oordeel is. Dis dinge wat verwoes en vernietig. Tog ervaar Elia die Here nie daarin nie. Interessant genoeg, dit was sekerlik nie toevallig dat daardie dinge daar is toe Elia daar gekom het nie. Dis was dit wel deur die Here gestuur. Die Here is immers almagtig. Hy kan verwoes en hy kan vernietig. Maar dis nie hoe Elia die Here ontmoet nie. Hy kom in 'n fluistering in die windstilte. Die ou vertaling sê die gesuis van 'n sagte koelte. Die King James vertaling vertaal dit as 'n stil, small voice. Die Hebreëus sê letterlik 'n klein fluistering. Dan bedek Elia sy gesig, want hy besef dat hy nou met die Here praat. Die derde ding wat die Here doen, is om vir Elia te sê, gaan terug werk toe. Gaan salf vir Hazael tot koning van Aram in Syrië. Jy moet ook vir Jehu, seun van Nimsi, salf tot koning van Israel. En dan moet jy vir Elisa, seun van Safat, uit Abel Mehola, moet jy salf tot profeet, om jou op te volg. Die 3 dinge is dat die Here vir Elia rus gee, dan sy teenwoordigheid, dan stuur hy hom terug werk toe. So, Elia en onsself leer iets van die wêreld, iets oor homself, iets van die Here. Wat leer Elia dan van die wêreld? Elia is eers optimisties, dan pessimisties. Ek het gereken as die volk wonderwerk op die berg sien, dan gaan alles net regkom. Maar eintlik verander daartoe niks nie. Agab en Isebel regeer voort. En nou wil hulle hom nog doodmaak ook. Elia is eintlik diep geskok oor hoe diep die boosheid van die wêreld sit.
oor hoe sleg die mens kan wees, hoe dom en sondig. En dit kan ons verstaan. Net soos Elia voel ek ook dat hoe die volk so wonderwerk kan sien en nie daardeur aangeraak kan word nie. Elia, net soos ons, onderskat die sondigheid van die wêreld. Ons gaan keer op keer deur mense teleurgestel word, as ons nie die ordentlike teologie van sonde het nie. Ons dink so dikwels dat die wêreld soos 'n masjien werk, maar daar kom daar baie stokke in die wiele. As ons dan net die stokke kan uitkry, sal alles weer regloop. Om die stokke uit te haal, dink ons programme uit. Elke ou het 'n beter program as die ander een. Dan word 'n mens keer op keer teleurgestel. Elke nou en dan, mense smag na 'n einde aan misdaad, armoede, siekte, wreedheid. Elke nou en dan kom daar iemand verby wat beloof dat hy of sy dit beter gaan maak. En 'n paar jaar verder is daar nog steeds armoede en mense sterf nog steeds. En dan blameer die ou sy vyande daarvoor. Want hy het dan so 'n wonderlike program gehad. Met almal wou nie juis inval nie. Die rede is nooit ek nie. Is altyd hulle. As ons nie 'n stewige verstaan van sonde het nie, as ons nie begryp hoe onversetlik, hoe hardnekkig en hoe diep sonde is nie, gaan ons heeltyd iemand soek om te blameer vir alles wat fout is. Beraders, sielkundiges en in die kerk sien ons dit heeltyd. Jy is iemand se vriend of vriendin. As ouer, as diaken, as ouderling sien ons dit sekerlik. Mense sal 'n pad stap met mense. Jy belê jou tyd in hulle. En as jy weer sien, gaan doen hulle presies die teenoorgestelde. En dan is dit ook nooit hulle skuld nie. Dis altyd iets of iemand anders. Dan voel jy as berader of ouer of vriend, of wat ook al, jy kan skree. Die diakonie gee vir iemand hulp en die volgende oomblik gebruik hulle daai hulp om te gaan drank koop. Dit dryf 'n mens teen die mure uit. Ons moet nooit sonde onderskat nie, broers en susters. Elia moes dit op 'n harde manier leer. Vuur uit die hemel gaan nie noodwendig mense se harte omkeer nie. Die ander ding wat Elia en wat ons maar moet vorentoe uitkyk, is geestelike hoogmoed. Elia sê vir die Here, die Israeliete het die verbond verbreek. Net ek wy myself met hart en siel aan U toe. Hoorie, dis net die goeie ek. Wat sê die Here vir Elia? Eerstens sê hy vir hom, daar nog 7000 ander is wat ook die Here dien. Ons kan so maklik tunnelvisie kry. Ek's alleen. Ek het al my varkies op die hok. Maar hierdie ander, hulle het dit almal verloor. Die res is almal teen my. Geestelike hoogmoed lei tot geestelike blindheid. Want jy sien nie meer wat die Here besig is om te doen nie. Die Here sê vir Elia, hy moet vir Hazael salf tot koning van Aram. Dis in Sirië. Wat interessant is dat Sirië nie deel is van Israel nie. Hazael is 'n heidense koning. Hy is nie deel van Israel nie. Maar Elia moet hom gaan salf. Hoekom? Want God is in beheer. Hy besluit. Die Here laat reën oor goeie en slegte mense. Die Here werk nie net hier en daar nie. Sy genade, sy werke is groter as wat ons besef of dink. Maar broers, as ons nie ons sonde verstaan, en as ons nie genade verstaan nie, gaan ons val tussen 'n gevoel van absolute optimisme en dinge, as dit nie werk nie, gaan ons oor in pessimisme. Ons gaan heeltyd teleurgesteld word in mense. Kyk na die wêreld, broers en susters, deur die bril van die evangelie. Kyk na jouself deur die bril van die evangelie. Tuurlik moet ons help waar mense hulp nodig het. Ons moet hulle bestraf, maar ook bemoedig en troos. Ons moet sonde aanspreek. Dis hoe ons groei. Maar moenie rondval tussen hoop en wanhoop as gevolg van mense se optrede nie. Hierdie is nie juist die skerppunt van vandag se prediking. Dit is wel goed dat ons dit raak sien. Soms dink mense, dit is beter om onder 'n besembos te lê. Dan moet ons 'n bietjie bid, bietjie meer Bybel lees. Geliefdes, ons is nie net geestelike mense nie. Ons is fisiese wesens. Soms het jou liggaam net eenvoudig rus nodig. Of deesdae dalk 'n bietjie oefening.
Ons het nie altyd 'n lesie nodig nie. Soms moet 'n mens net bietjie gaan stap. Soms het ons 'n vriend nodig wat kom kuier. Soms moet ons 'n boek lees of iets inkleer of net na musiek luister. Die Here self doen dit met Elia. Hy laat hom slaap, hy gee hom kos, laat hom verder slaap. Die Here doen dit sodat Elia later in sy teenwoordigheid kan kom. Dis 'n mooi balans tussen liggaam en siel. Daarna vra die Here vir die tweede keer vir Elia, wat maak jy hier? Uiteraard weet die Here hoekom hy daar is. Daar is baie genesing daarin om te verwoord wat in jou binneste lewe. Die mooie is hoe opreg en eerlik Elia is oor wat in sy hart en in sy gedagtes aangaan. Ons eindig met 'n klein fluistering. Die Here bring wind, 'n aardbewing en vuur. Ja, hulle kom van God af, maar hy is nie daarin nie. Daar is dus hierdie kontras. Elia vind nie troos in die aardbewing of die wind nie, maar wel in God se woord. Merkwaardig, want Elia kom nou net van 'n dramatiese gebeurtenis af. Dramatiese dinge verander nie mense nie. Die Here se stem doen. Sy woord doen. Ek het al baie met ongelowiges gesels en gesê, as die Here my gesond maak, my heup gesond maak, dan sal ek weet hy's daar, dan kan ek hom dien. Iets dramaties moet gebeur. Die Here moet inval by my program. Jy gaan die Here baie beter leer ken, as jy net sy woord vat en dit lees. Die Here kan die Karmelberg doen, maar dis nie die norm nie. Trouwens, dit het nie werklik die mense se harte verander nie. Dis die woord van die Here, die stem van die Gees, die stil fluistering wat mense se harte verander. En nou, julle ken die geskiedenis van Lazarus en die ryk man. Die man vra vir Abraham om na sy broers te stuur, want as hulle iemand uit die dood sien, dan sal hulle harte verander. Abraham antwoord dan presies wat ons hier by Elia leer. As hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand uit die dood opstaan. Die ander belangrike saak wat ons moet raak sien, is dat die Here nie gevind word in tekens van oordeel nie, maar in stilheid. Martin Luther het gesê dat die oordeel nie God se manier is om dinge te verander nie. Soms voel 'n mens soos die twee disippels Jakobus en Johannes. In Lukas 9 lees ons hoe gefrustreerd hulle is. Die mense wou nie vir Jesus ontvang nie. Dan vra hulle vir Jesus, Here, wil jy hê dat ons die mense met vuur moet verteer, soos Elia gedoen het? En dan sê Jesus vir hulle, die Seun van die mens het nie gekom om die mense se lewe te verderf nie, maar om hulle te red. Redding, genade, verlossing kom nie deur vuur uit die hemel uit nie. Sien, as die Here werklik almal wat sondig is en met vuur verteer, dan is dit net nie hulle wat verteer gaan word nie. Dis daai hele spul sondaars wat verteer gaan word, maar ook ek en jy. 'n Stil fluistering word mens, in 'n stal gebore. Die vuur van oordeel, van God se oordeel tref hom. Hy ontvang die oordeel. Dis hoekom Elia nie deur wind, aardbewing en vuur verwoes is nie. Jesus is geskit. Jesus is rondgeruk. Jesus is veroordeel. Die enigste rede waarom die Here met ons in 'n stil fluistering kan praat. Sien, die evangelie help ons om onsself te verstaan, om die wêreld te verstaan, om God te verstaan. Hy skenk ons genade in Christus. Hy openbaar homself aan ons in sy woord. Hy kom in swakheid as mens. Hy bring nie vergelding nie. Hy vat die vergelding wat ons toekom, sodat ons by hom kan rus vind. Geliefdes, mag ek en jy die Here hoor, sodat ons gehoorsaamheid aan hom vorentoe kan gaan. Amen. Kom ons sing nou eers lied 323, vers 1 en 2, en daarna doen ons 'n gebed.
Onbekend, bietjie onbemind, né? Maar as ons dit weer en weer, dan gaan ons hom naderhand regkry. Kom ons dank die Here, ons Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons ook u woord kon hoor. Dat u ons aandring daarop, dat ons u woord lees en daaruit leer en ons lewens daarop bou. Ons besef, Here, dat ons in kleinheid en sondigheid u dikwels teleurstel. Maar u is genadig en lankmoedig en daarom kan ons vrede by u vind. Dankie vir hierdie gemeente wat u in ons toevertrou het. Dankie dat ons hier u alleen as koning kan eer. Dat u God in ons koning is, God in ons huise. As ons rondom ons kyk, Here, en al die dinge wat rondom ons gebeur, dan tref dit ons in die hart. Ons raak bekommerd en beangs. Maar dis omdat ons nie opkyk nie. Want as ons opkyk, Here, dan sien ons u is in beheer. U stel regerings aan, u haal hulle af. Ons leef in 'n wêreld, Here, waar mense smag om u woord te kan hoor en te kan lees. Daaroor word hulle vervolg. Ons is relatief nog in vrede. Dankie daarvoor. Dankie vir die reën wat u plekke uitgegiet het. Maar so wil ons ook die plekke wat nog droog is aan die genade troon opdra. In ons gemeente, Here, is daar soveel lidmate